Ons lees die oordenking vir 18 Februarie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is goedgesindheid. Die teksvers kom uit 1 Kronieke 19 vers 2. En Dawid het gedink, ek wil met Nagas se seun Ganin op goeie voet bly, want sy pa was my goedgesind. Dawid het toe gesandte gestuur om met hom deelneming te betuig oor die dood van sy pa. Nadat die koning van die Ammoniete dood is, het Dawid manskappe gestuur om met sy seun Ganin te simpatiseer. Dawid se motiewe was opreg, maar dit is verkeerd geïnterpreteer. In plaas van oop verwelkomende arms, kry Dawid se gesandte 'n koue skouer. Die leier het vir hulle koning gesê, dink u werklik Dawid vereer u vader deur gesandte te stuur om met u te simpatiseer? Het hy nie eerder gesandte na u toe gestuur om die stad deur te kyk en te verken, sodat hy dit kan oorweldig nie? Dit gebeur vandag nog, dat 'n persoon se goeie bedoelings gewantrou word. Mense is geneig om iemand se goedgesindheid nie sonder meer te aanvaar nie. Hulle dink, daar moet iets agter hierdie gebaar wees. Dis te goed om waar te wees. Nadat Dawid se boodskappers verneder en hulle manlike waardigheid vernietig is, deurdat die een helfte van elkeen se baard afgeskeer is en hulle gedeeltelik ontbloot is, het Dawid se woede oor die Ammoniete ontvlam. Die uiteinde was 'n grootskaalse oorlog, waarby die Arameërs ook betrek is. Hoe onnodig, wraak en weer wraak, pas nie by God se kinders nie. Paulus bied die alternatief, seën julle vervolgers, moet hulle nie vervloek nie. Al word ons goeie bedoelings geminag, mag ons nie uit wrevel en bitterheid optree nie. Ons moet die kwaad met die goeie probeer oorwin. Here Jesus, ek wil in U bly. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.